Ek begin vandag 'n boek voorlees van Lizette Murray. Dis 'n boek met 366 inspirerende oordeenkings uit die lewe van Dawid. Die boek se titel is Die Here is my herder en is met opregte dank en vriendelike vergunning van Lizette dat ons hierdie boek kan deel op die platform. Nou, met dagstukkies begin 'n mens gewoonlik die 1 Januarie, maar ek brand om hierdie boek te begin lees, so ek gaan nou nie wag tot dan nie. Vandag is die 29ste Julie, so ek gaan die boek vandag begin voorlees en dan werk ons om nou maar so om 365 dae tot by volgende jaar Julie. Ek wil graag hierdie dagstukkies onder oë kry. Ek lees graag en deel die voorwoord geskryf deur Lizette Murray en sy sê: hierdie dagboek kry sy beslag tydens die COVID-19 pandemie toe ons aan ons eie lyf die uitwerking van ingeperk wees ervaar het. Hoe meer ek lees en nadink oor Dawid se lewe, hoe meer besef ek dat hy die grootste deel van sy lewe eintlik in 'n staat van inperking geleef het. As jong herderseun was hy daagliks alleen in die veld, met net sy skape as geselskap. In hierdie alleentye het God sy beste vriend geword. Hy het met hom gesels oor alles wat in sy gedagtes opgekom het, goed en sleg. Hy het sy hart in sy musiek voor sy Skepper uitgestort. Hy het sy verwondering en ook die natuur met hom gedeel, as ook sy nietigheid teenoor die grootsheid en die almag van God. Later jare, toe Dawid voor Saul gevlug het, was hy ook alleen. Hy was 'n uitgeworpene, 'n alleen mens, 'n voortvlugtige. Hy moes sy jare in grotte en spilonke en wegkruipplekke deurbring, sonder die voorreg om in die koestering van sy eie huis en familie en vriende net gewoon 'n mens te kon wees. Sy kontak met ander was vlietend en dikwels in konfrontasiesituasies. Selfs as koning was Dawid alleen. Die roem en mag en majesteit het sy eie afgeslotenheid meegebring. Hy was die koning wat sy koninkryk moes bestuur, die oorlogvoerder, die beleidmaker. Hy was dikwels alleen in sy troonkamer of op sy balkon. En tog jubel Dawid voor God. Sy ingeperktheid het wysheid en insig gebring. Hy laat 'n ryk oes geskrifte na wat ons vandag steeds in tye van vreugde en hartseer en onmag en verslaandheid lees en vir onsself toeëien. Dawid was 'n man na God se hart en hy het vir ons die pad na God se hart oopgeskryf en voorgeleef. In sy volle menslike swakheid en twyfel en dwalinge en gebrokenheid. Dawid was volledig mens. Daarom kan ons by hom leer hoe om naby aan God se hart te leef. Lizette Murray. Dankie vir die saamkuier. Ek deel Lizette se kontak en webblad besonderhede in die inligtingsparagraaf van hierdie voorlesing. Daar is ook skakels na voorlesings van Lizette se ander publikasies wat op hierdie platform beskikbaar is.